So blaai saam in Efesiërs 2, ons gaan lees vanaf vers 11 tot 22. Hy sê, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in die insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kan skep. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur die een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Here en Hemelse Vader, dankie vir hierdie geleesde woord. Heilige Gees, kom werk in ons harte dat hierdie saad vanmôre op vrugbare grond sal val, en dat U Heilige Gees dit sal kom lewend maak, dat dit sal groei en veel vrug dra. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons kan vanmôre kyk, almal van ons lyk verskillend, almal van ons is verskillend aangetrek, almal van ons het verskillende haarstyle. Ons is almal anders. As jy kyk hier buitekant, almal ry met verskillende voertuie, want ons verskil, almal van ons verskil. Nou die hele mensdom word van mekaar af geskei en gebaseer op fisiese geografie. Ons ken almal dit. Dis kontinente, klimate, provinsies, ons word daardeur geskei. En dan kulturele geografie. Dit is velkleur, tale, godsdienste en geskiedenis. Dis die goed wat ons van mekaar af skei. En hierdie skeidings is die fundamentele dryfveer wat wêreldkonflik dryf. Dis hierdie skeidings, hierdie grense wat ons opgestel het. En wanneer kunsmatige grense of natuurlike versperrings verskillende etniese en godsdienstige en taalgroepe van mekaar af skei, veroorsaak dit breekpunte wat kan lei tot, wat kan eskaliseer dan tot oorlog. En ons sien dit wêreldwyd, hierdie goed is besig om te gebeur, hierdie skeidings, hierdie grense wat ons opgestel het. Ek vra maar net vir 'n bloubil, 'n stoere bloubil ondersteuner, wat dink jy van 'n stormer? Dit pas net nie, dit hoort nie, dit is daar so grens, nee, jy trek nie daai trui aan nie, wat soek jy in my huis? Dit is daai grense, ons sien dit in simpel goed soos dit. Rugby gister, atletiek, netbal, 2 spanne, daar's 'n grens gebring, ons sien hierdie grense in ons lewens. Maar Paulus sê die wêreld het meer in gemeen. Die wêreld het meer wat ons saamvoeg as wat ons ooit besef. En hy het nou net, in die vorige preek, het hy nou net in vers 1 tot 10 verduidelik, dat die ganse mensdom een groot ding in gemeen het. Die probleem dat almal van die tuin van Eden af, van ons Skepper verwyder was. Ons is almal van hom verwyder. Ons is, en hy het gesê, dat ons van nature dood in ons oortredinge. Ons is kinders van die toren van nature, het hy gesê. Ons is slawe wat beheer word deur die wêreld, die duiwel en die vlees. Dis die 3 goed wat ons beheer het. Ons het almal hierdie goed in gemeen. Ten spyte van al die ander grense, is dit die belangrikste goed wat ons by mekaar bring, is hierdie goed, hierdie wete. En dat dit van God se plan van voor die skepping van hierdie wêreld af was, om die mensdom met homself te vereenselwig deur sy seun.
deur die kruisdood terug te bring na die Vader toe waar ons as mens hoort. Dat hy ons gekies het om 'n volk vir homself op sy te sit, wat hom sal volg en hom sal aanbid. Dat die kerk uitverkies is om die wêreld lief te hê, om die wêreld daar buitekant te seën, om die wêreld daar buitekant na Jesus toe te wys. Dit is ons werk. Ons is geroep daartoe. Dat die verlostes hulle identiteit nie in ons kultuur vind nie, maar in Christus Jesus. Dit wat ons saambind, is Christus Jesus, is die kruis van Christus Jesus. En om hierdie rede begin Paulus, verse 11 tot 22, dit wat ons vanoggend lees, begin hy met die woorde daarom. Om aan te dui dat dit wat nou volg, gaan saam met dit wat Jesus nou net in die eerste 10 verse vir ons kom doen het. Hy het ons uit die dood uit laat opstaan, lewend gemaak. Dit gaan oor wedergebore Jood en heidene, se nuwe gemeenskaplike identiteit. In Christus is ons 'n nuwe mens geskape. Hy herinner albei groepe, en dis belangrik dat ons dit sien. Hy herinner albei groepe aan hulle hopelose toestand voor Christus. En aan die feit dat almal lewend gemaak is en sit in hemelse plekke en dat hulle almal verenig is met Christus, dat ons deel is van sy liggaam. En hy nooi die kerk, nie net daai tyd nie, hy nooi die kerk vandag uit om te beleef hoe God hierdie nuwe verenigde gemeenskap by mekaar bring en hoe ons in 'n verdeelde wêreld daar buitekant moet leef as die kerk van Christus Jesus. Ons is anders. Ons is 'n ander volk. As jy wedergebore kind van die Here is, behoort ons aan hierdie liggaam en ons het hierdie ding wat ons 'n gemeenskap het. En om die gevoel van God se goedheid en sy almag tuis te bring by die mense, om dat hulle in hulle redding dat dit kan vermeerder in hulle harte, hierdie besef van wat God gedoen het en die verpligting wat God op ons gelê het om goeie dade te doen, het ons in vers 10 gesien van die vorige gedeelte. Sê Paulus vir hulle, daarom, omdat hierdie goed gebeur het, omdat Christus dit gedoen het, omdat julle nuut gemaak is, daarom moet julle albei, Jood sowel as heiden wat nou in Christus is, moet onthou waar julle vandaan kom. As 'n ander skrif wat sê, onthou waar jy uitgeval het. Weet waar jy vandaan kom. Julle wat heiden, dan begin hy met die heiden. Hy sê, julle wat heidene in die vlees was. En ons moet nie lees daar, hy sê, julle wat heidene in die vlees was. Met ander, julle is nie gebore Israeliete nie. Julle is nie biologiese afstammelinge van Abraham nie. Julle kom nie deur die lyn van Jakob nie. Hy sê, julle wat die onbesnedenis genoem is. En wat is besnedenheid? Om besny te word, was 'n fisiese ding, dit was 'n teken van God se verbond met Abraham. Dit was 'n teken. As jy daai teken gedra het, was dit die teken dat jy in die verbond van Abraham was. God het met jou nageslag 'n verbond gesluit. So hy sê, julle is die onbesnedenis genoem, deur die sogenaamde besnydenis. Kyk hoe sarkasties is hy daar. Hy sê, julle is besnedenis genoem, dis 'n skelnaam, is eintlik 'n lelike naam. Julle is onbesnydenis, hierdie sogenaamde besnydenis. Kyk die sarkasme wat hy daar toon. Hierdie onbesnydenis wat 'n statussymbool geword het. As jy besny was, is jy jy's iets meer as die ouens wat dit nie is nie. Maar dan eindig hy sê, wat in die vlees met hande verrig is. Hy het net gesê, julle was heidene in die vlees, en nou sê hy, julle is besnedenis in die vlees. Altwee die vleesprobleem, altwee dieselfde issue. Dis twee groepe, heidene in die vlees en Israel in die vlees. Ons moet dit nie mis nie, want dis wat hy sê. Julle is altwee in die vlees. Hy sê, maar om die ware kinders van God te wees, moet die heiden en Israeliet besnydenis van die hart ontvang het. Blaai saam by Romeine 2:28. Romeine 2 vers 28 tot 29. Het is belangrik dat ons hierdie sien. Romeine 2:28 tot 29. Hy sê, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Dis 'n harde woord.
Hy sê, want, wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit die mense nie, maar uit God. Hy sê, daai besnydenis van jou is niks. Daar moet 'n besnydenis van die hart plaasvind. Die heiden wat God nie ken nie, en jy wat uit Israel gebore is albei is van die vlees. Julle het redding nodig, dis wat hy sê. Julle moet 'n hartsverandering ondergaan. As julle wil besnyd is, daai besnydenis is net 'n teken, is 'n skaduwee van wat in jou hart gaan plaasvind. Wedergeboorte. So God bepaal wie aan hom behoort. Jy sal sien hy eindig hy gedeelte Romeine 2 vers 29, eindig hy sy lof, met ander die een wat besny is in die hart, daai een se lof is nie uit mense nie, maar uit God. Die Jode bepaal, luister, as jy nie besny is nie, is jy nie van Israel nie. God sê, luister, as jy nie van die hart besny is nie, behoort jy nie aan my nie. Is jy nie deel van my liggaam nie. Jy moet 'n hartsverandering ondergaan, wedergeboorte. So nommer 1 sê hy, in daai tyd voor wedergeboorte, praat nou oor die heidene, hy sê, was julle heidene sonder Christus, julle was nie deel van Israel nie, en julle was nie bewus van die verbonde van God se beloftes nie. So julle was heidene, julle is nie deel van Israel nie, julle weet nie van die verbond wat ek met Israel gesluit het nie. Onbewus van die feit dat julle verlore is, onbewus van die feit dat julle nie die skepper van die heelal ken nie, onbewus van die feit dat daar 'n verlosser op pad is. Julle het dit nie geken nie. En weer eens, jy moet besef, hy is nie besig om vinger te wys na die heidene nie. Hy bring net blote feite. Dis die feit, julle het nie geweet wat julle nie weet nie. So daarsonder was al twee groepe van God vervreem. Dis die groot ding. Al twee was van God vervreem. En hierdie beloftes wat hierdie heidene nie geken het nie, het in die tuin van Eden begin. Ons ken dit. Toe Adam en Eva gesondig het, en elkeen gee vir die ander in die skuld, en toe sê, wat het Eva gesê, maar die saad en slang het my mislei. En wat is hierdie belofte wat God aan die slang gemaak, aan Satan gemaak? Ons sien dit in Genesis 3 vers 15, hy het gesê, luister nie, omdat jy dit gedoen het, die saad van die vrou sal kom, jy gaan hom aan die hakskeen byt, maar hy gaan jou kop vermorsel. Van wie praat hy daar? Dis Christus. Christus is in Genesis, dit begin hier, ek sê altyd, en ek wil jy moet onthou, die hele evangelie, dis die evangelie van Christus Jesus. As julle hier by ons in die Bybelstudie is, gaan julle besef, dat Jesus is oral in hierdie Ou Testament. Jy kan nie die Nuwe Testament reg verstaan as jy nie die Ou Testament het nie, want al hierdie is die skaduwee van Christus wat kom, dis heeltyd hierdie belofte, die Messias is op pad, So dit begin, hy het vir Satan beloof die Messias kom, en dan het hy vir Adam en Eva, toe hulle gesondig het, toe trek hulle vir hulle self vyeblare aan, reg, want hulle besef hulle is kaal. En wat kom God, wat doen hy? Hy slag 'n dier, en hy trek vir hulle klere aan. Ons sien dit in Genesis 3 vers 21. Sal net lees, jy kan dit gaan lees by die huis. Genesis 1 vers 23 kom God en hy sê, luister, die vyeblare van julle beteken niks. Kom ek gee vir julle klere, en daai bloed van daai onskuldige dier wat daar doodgemaak is, word weer eens 'n teken van die Messias wat sal kom, die kruis. Al hierdie beloftes, en uiteindelik al hierdie beloftes heeltyd en dit eindig met die groot belofte aan ons vader Abraham. En dan praat hy van die saad, Genesis 2:22, blaai saam my, Genesis 22. Genesis 22 vanaf vers 15. Tot 18, hy sê, toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem. En dan vers 18, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Nou hier is hy vertaal as nageslag, maar in die Hebreëus sê hy seed, in jou saad sal daai geseën word. Sal die hele aarde sal geseën word in jou saad.
En dan kom Paulus en dan maak hy net hierdie reg. As jy hierdie Hebreëus gaan kyk, daai woord saad daar wat ons nou vertaal het in Afrikaans as nageslag, daardie woord saad is in enkelvoudig. Dis nie baie saade nie. Die Hebreëse woord is enkelvoudig. Dis saad, dis een. En dan kom Paulus en hy maak dit duidelik vir hulle in Galasiërs 3 vers 16, wanneer hy na daai skrifgedeelte verwys. Wil jy maar dit sien? Galasiërs 3 vers 16. Hoor wat sê hy so. Hy sê, nou is in Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. En dan hoor wat sê hy daar so. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op die een en aan jou saad, dit is Christus. So die belofte wat aan Abraham daar gemaak is, was op Christus wat sou kom. In jou saad sal die hele aarde geseën word, die nageslagte van die aarde sal geseën word. En hier kom Paulus en hy sê, luister, daai een saad is Christus Jesus. Dis die belofte, dis die een wat sou kom. Dis nie oor hele goed is nie, dis Jesus. Al hierdie beloftes is Jesus. En hierdie beloofde Messias, in hom sal al die beloftes wat aan Abraham en aan Isa, dat hele aan almal gemaak is, gaan in hom ja en amen wees. 2 Korintiërs 1 vers 19. Blaai saam met my. Wil jy dit sien, sodat jy in ons harte vasmaak. 2 Korintiërs 1 vers 19 en 20. Hoor wat sê hy so. Want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silwanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom. Vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom is hulle amen tot heerlikheid van God deur ons. So wat sê hy hier? Maak nie saak hoeveel beloftes in die Ou Testament gemaak is nie, hulle is in Christus Jesus ja en amen. Dis nie in die Jood nie, dit is nie in Israel in die land nie. Christus Jesus is die ware Israel. Christus Jesus is die een in wie die beloftes vervul word. So hy sê vir die heidene, julle het nie eens geweet julle is verlore nie. Julle het nie eens geweet julle het 'n Messias nodig nie. Daarom was julle sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld, sê die skrif. En dan kom hy nommer 2, so hy het nou klaar met die heidene afgereken. Dit is wat julle is. En weer eens, hy was nie snaaks met hulle nie, hy het net die feite genoem. Julle het nie geweet van hierdie beloftes nie. En nommer 2 kom hy en hy kom na die Jood toe. Hy sê in dieselfde tyd van voor wedergeboorte was julle as Jode ook sonder Christus. Julle het hom nie gehad nie. Julle is deur geboorte deel van Israel gewees. Ja. Hy sê maar julle was bewus van al hierdie verbonde, al hierdie beloftes wat God aan julle gemaak het. Hierdie belofte dat 'n Messias op pad is. Daar's 'n Messias op pad. Julle as Jode het dit geweet. Julle het geweet die mensdom is verlore. Julle het geweet dat almal 'n Messias nodig het. En omdat God julle gekies het om deur julle die Messias tot stand te bring, deur wie Jesus gebore sou word, was julle die hoop. Was julle hoop in God in die wêreld. So hulle het hoop gehad vir die Messias wat sal kom. En dit is julle Jodese verantwoordelikheid. En hier is die ding wat ons moet besef. Dit was die Joodse verantwoordelikheid om die wêreld bewus te maak van hierdie probleem en hierdie oplossing. Israel was sendelinge. God het vir Israel gaan sê, luister, julle moet vir die wêreld 'n voorbeeld wees. En dan as hulle julle sien en sien hoe julle operate, moet hulle my verheerlik. Nou die wêreld het afgode, al hierdie allerlei dinge, en hy sê, luister Israel, julle moes daai heidene gaan vertel het, dat hulle sonder my verlore is, en dat daar 'n Christus op pad is, wat eendag hierdie alles gaan kom nuut maak. Dis julle plig. En deur dit, hy het hulle die wet gegee om dit te doen. Ons wil altyd na die wet kyk, maar snaaks na die wet kyk, maar die wet was daar gegee vir Israel, sodat die wêreld na die wet kan kyk en sien hoe Israel operate, hoe hulle lewe onder mekaar, hoe hulle mekaar hanteer, hoe hulle God verheerlik, en dan moet die wêreld na hulle kyk en sê, wow, maar julle aanbid 'n groot en almagtige God. Ek het laas gesê, die wet van God is soos ekstrale. As 'n ekstraal wys vir my arm is gebreek, reg?
Hy wys my die probleem. So nou kan die dokter, nadat hy die ekstraal gesien het, luister jy kort 'n operasie, ons gaan daar en dit moet doen, is gebreek, so ons gaan met penne hier insit, en dan gaan ons dit, so kan die ekstraal my gesond maak. Die wet kan my nie gesond maak. Dis die punt. Die wet wys vir jou, daar die fout is. So Israel moet sê, luister, hier is die wet. Die wet kan my nie gesond maak nie, maar die een wat ons gaan gesond maak is Christus Jesus en hy is op pad. Dis die wet. So hy gee vir Israel die wet as 'n ekstraal om vir die wêreld te wys wat's fout. Die heidene moes sien hoe hulle leef, soos ek net nou gesê het, en die Skepper verheerlik. Deuteronomium 4 vers 1 tot 8. Wil jy maar dit sien? Deuteronomium 4 vers 6 tot 8. Hy sê, julle daarenteen, wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat in al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk, want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here onse God, en so dikwels as ons hom aanroep. Hoor wat sê hy daar? Hulle gaan kyk hoe julle leef, vers 6. Ek gaan dit weer lees. Hy sê, onderhou die wet dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê. So hulle gaan die wet hoor en dan gaan hulle die volgende sê, waarlik hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. So die wet moes wys na God. Galasiërs 3 vers 23. Galasiërs 3:23. Hoor wat sê hier. Hy sê, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Vers 24. Die wet was dus 'n tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. So het vir Israel die wet gegee en die wet het Israel in bewaring gehou. Hulle het hierdie offers gehad van bloed en dit het eintlik gedui na Christus toe. Christus is op pad. Dis wat hy vir Israel gegee het. Ons moenie dit vergeet nie. So Israel se morele wette. Daar's eintlik 3 gedeeltes van die wet. Maar die morele wette, soos die 10 gebooie. Soos jy mag geen afgode voor my hê nie, jy moet jou vader en jou moeder eer, jy mag nie lieg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord nie. Hierdie morele wette het God se karakter en sy onveranderlike standaard vir die mens gewys. So as ons praat van die morele wette, die 10 gebooie, geen mens kan dit hou nie ek of jy nie. Ons is nie in staat nie, maar hierdie wet wys vir jou wat's fout met ons. Julle kan nie hierdie wet hou nie, dis julle probleem. Dis God se standaard. Dis die ekstra plaat. As jy hierdie wet vat en dit by jou sit, jy besef, jy het 'n redder nodig. Jy het verlosser nodig. Dis wat die wet doen. So dis die morele wet. So die morele wet het na God gewys, sy heerlikheid, sy almag. En dan kom ons by die seremoniele wette. Hierdie gereguleerde aanbidding, hulle offerhandes, die eetbeperkings en hierdie feeste. Daai goed was juis daar omdat hulle nie die wet kon onderhou nie. Julle moet so lewe, ons kan nie, right, omdat jy nou gesondig het, moet jy nou 'n offer bring, reg? Jaarliks moet julle hierdie offers bring. Hoekom? Want dan moet julle sonde ingetree word. Ja, maar ons is dan perfek, ons het die wet. Nee. Julle wat so roem op die wet, julle kan nie die wet onderhou nie. En omdat julle die wet kon onderhou nie, moet julle offers bring en hierdie offers wys na Christus. Dis die punt. Hierdie offers wys na Christus. So hierdie mense se onreinheid en hulle onvermoë om hierdie morele wette te hou, het weerspieël dat ons Christus nodig het. Die doel daarvan was die tydelike skaduwee van Christus wat sou kom. So terwyl die wet bedoel was om Israel 'n lig vir die nasies te maak, sendelinge te maak vir 'n wêreld,
Sê weer, gaan kyk toe Salomo die tempel ingerig het. Die tempel is gebou en Salomo doen hy gebed en ek dink net nou daaraan, jy kan gaan lees na die tyd. Toe die tempel inwy, toe het hy 'n groot gebed gebring. En onder andere vir wie het hy gebid? Nie net vir Israel nie, hy het gesê, Here, van die volke wat U nie ken nie, dat hulle sal kom na hierdie plek en na U toe sal bid en dat U hulle gebede sal verhoor. Wat? Ja, dit is Israel se werk gewees om lig vir hierdie wêreld te wees wat na Christus toe wys eventually. Hulle moes die slegte nuus aan almal verkondig dat hulle 'n verlosser en 'n redder nodig. En dan volgens God se standaard is nie een van ons heilig nie. Romeine 2:23. Ek gaan vinnig hier deur. Romeine 2:23 tot 25. Hoor wat sê hier. Hy sê, jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster, want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. Dis met die hande gedoen, jy beteken eintlik niks. Romeine 3 vers 20, net 'n bladsy aan. Hy sê hierso, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Weereens, die wet wys net vir jou wat's fout. Die wet is God se standaard en omdat ek nie daar kan bykom, beteken iets fout met my. Iets is fout. En dis wat hy vir hierdie twee groepe sê, luister, julle het al twee 'n probleem gehad. Julle was albei van God verwyder. Julle het al twee 'n verlosser nodig gehad. Israel het net die waarheid geken, hulle het die beloftes geken, hulle het geweet daar's 'n Messias op pad, en julle heidene het nie dit geweet nie, en julle Israel het nie julle plig nagekom as lig van die wêreld nie. Hulle het soos Jona, toe God vir Jona na Ninive stuur, en sê, gaan hulle heidene na toe, en gaan verkondig die evangelie daar, sê vir hulle, as hulle nie bekeer nie, gaan ek hulle verwoes. Wat het Jona gedoen? Weggehol. Israel het soos Jona hulle goddelike seën aanvaar. Ek is deel van Israel. Maar hulle moet God openbaar aan die wêreld. Hulle het daai seëninge aanvaar, die feit dat God hulle homself aan hulle geopenbaar het, maar het hulle goddelike sending verwerp. Jy kan reg deur die Bybel gaan kyk, Israel het sy sending verwerp. Hy het nie gedoen waarvoor God hom gestuur het nie. En weer eens, ek neem hulle nie kwaadlik nie, hulle kon nie, hulle het nie die Heilige Gees gehad. Maar hierdie mense het hierdie wet gevat en 'n skeidsmuur daarvan gemaak. Skeiding tussen hulle en tussen die heidene. Ons het die wet. Hulle het daarop geroem, ons is beter as julle. In plaas daarvan om oor hierdie muur te kuier, hierdie muur van die wet, soos buurman en soos bure wat oor 'n muur staan en gesels, oor 'n heining staan en gesels. Hier is die wet van God, en weet jy wat, ek's niks beter as jy nie. Sien jy hierdie muur tussen ons, hierdie skeiding tussen my en jou. Al wat hierdie skeidingsmuur sê, is dat ons het 'n redder nodig. Ons is almal verlore. Ek en jy het iets in gemeen. Of jy nou heiden is, of jy nou Jood is, ons het almal die verlosser nodig. En die kerk het vandag presies dieselfde opdrag. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, op ander plek sê, met al jou krag, en dan jou naaste soos jouself. Ons het dit in ons missie en visie gesien. Ons het dit gepreek, julle ken dit. Hierdie moet reg wees, en hierdie moet reg wees, reg? Dis 'n opdrag van God. Dit staan bekend as die wet van Christus. Galasiërs 6 vers 2. Dis gaan nie so toe nie, jy kan dit gaan lees na die tyd. Hy sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Markus 16 vers 15. Hy sê, laat julle lig so skyn, julle goeie werke so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Weer eens met die wet. Dit moet hom verheerlik. Sy naam groot maak. En jy doen dit met die hulp van die Heilige Gees. Dit het ek net al gesê. Israel het nie die Heilige Gees gehad nie. Vandag ek en jy is wedergebore kinders van die Here, na die kruis, na die opstanding, na die opvaar na die hemel, sit ons met die Heilige Gees. Ons het hierdie krag om hierdie evangelie te gaan uitdra. Ons het die hulp van die Gees van God in ons. Maar ons het ongelukkig soos Israel toegelaat dat God se lig in ons midde
'n skeidsmuur raak tussen ons en die wêreld. Jy lang gedink? Ons wedergeboorte wat 'n gawe van God is deur die Heilige Gees en die vrug van heiligmaking wat ons in ons lewens sien, wat van die Heilige Gees afkomstig is. Met ander woorde, die Here het my siel gered en nou is ek nie meer wat ek was nie. Wie van julle kan hier getuig dat mense na jou kyk wat jou geken het toe jy nog in die wêreld was en nou sien dat jy wedergebore is en nou vir jou sê, maar jy's nie dieselfde ou nie. Wie het dit al beleef? Jy's anders. En nou gaan ons gaan met daai wedergeboorte en met daai goedheid wat God in ons lewens teweeg bring deur die Heilige Gees en ons dink ons is beter as die wêreld daar buitekant. Ek is goed en jy sleg. Ons het ook nou hierdie muur tussen ons en die wêreld. Ons is gestuur vir die wêreld, maar ons het hierdie skeidsmuur tussen ons en hulle opgesit. En ons maak 'n onmoontlike standaard vir die wêreld. Iets waaraan hulle nie kan voldoen nie, voor hulle ons praktiese liefde en aandag waardig is. God se lig in die kerk se midde word 'n sekuriteitsmaatreël teen 'n verlore gaande wêreld. Ons gebruik dit teen hulle. In plaas daarvan om na 'n oplosser van ons wêreldprobleme te wys. Ek meen, die wêreld het 'n probleem. Almal het issues. Ons kan maar kyk, jy kan met elkeen praat daar buitekant. Nie een van ons is gevrywaar van swaar kry en dood en omstandighede nie een nie. Maar waar begin daar is dood en seer en omstandighede? Dit begin in Genesis 3. Ons is van God verwyder. Dis jou probleem. As jy sien swaar en vloek en seer en al hierdie dinge, dis Genesis 3 probleem. Ons is verwyder van God. Dis die wêreld se probleem. Dis ons as kerk se plig om vir die wêreld te gaan wys hulle het 'n probleem. Wat is die probleem? Jy is van God verwyder. En dan moet ons vir die lig gee. Weet wat? Daar's hoop. Ons sit met hierdie hoop, soos hy vir die heidene gesê het. Paulus, julle was sonder hoop. Hoekom? Want Israel het nie sy werk gedoen nie. Is hierdie wêreld daar buitekant wat God nie ken nie, het hulle hoop? Dis my en jou plig om daardie hoop uit te dra en van hulle te gaan vertel. Wie wat, julle stik en julle is gebreek. Ja, julle is sonder God in hierdie wêreld, maar daar's hoop in Christus Jesus, die kruis van Golgotha, die bloed van Jesus wat vir my en jou gestort is. Ek meen, ry net in die aand deur 'n woonbuurt, enige woonbuurt. En jy sien hoë heininge, jy sien elektriese drade, jy sien kameras wat aangaan, die oomblik wat jy beweeg, gaan die liggie aan. Jy sien sekuriteitsligte wat aangaan, die oomblik wat jy daar beweeg. En dit alles word gebruik om ons families te beskerm, om die kwaaddoener buite te hou, en dis normaal, dit hoort so. Ons verstaan dit. Maar die gevaar is dat die kerk soms dieselfde begin doen het. Nie fisies nie, maar geestelik. Ons bou heininge met God se goedheid in ons midde. God se goedheid. Dis nie wat goed is nie, dis hy wat goed is. En dan verwag ons van die wêreld dat hulle eers moet verander voordat hulle Christus werd is. Hoeveel keer gaan jy vir mense vra, luister, wat is die evangelie? En dan die evangelie is, jy moet ophou rook, hou op drink, hou op om jou vrou te slaan. Dis nie die evangelie nie. Wie die evangelie so gehoor? Wie het al so gehoor? Hou op drink, hou op rook, hou op dit, dis nie die evangelie nie. Die evangelie is, jy doen dit. Ek sê weer, jou rook en jou drink en jou vrou slaan en al daai goed is 'n simptoom van 'n probleem. Dis die liggie wat in jou brand. Jy weet, as 'n kar se olieliggie aangaan, wat doen jy? Haal jy die balpie uit? Hou op rook, is balpies uithaal. Hou op drink, is 'n balpie uithaal. Moenie dit nie, is 'n balpie uithaal. Die probleem is nie opgelos nie. Wat is die probleem? Ek ken nie Christus Jesus. Dis die probleem. Die oomblik wat die Here jou siel red en die Heilige Gees kom in jou, nou is dit heiligmaking, nou het jy die krag van die Gees van God in jou om jou te help ophou drink, om jou te help ophou jou vrou slaan, om jou te help al hierdie goedes. Daarsonder kan jy dit nie doen nie. Ek weet, ek sê weer, ek het laas vir jou gesê, die duiwel kan nie vir my drank en rook en daai goed was nie my probleem nie, maar die meer was my probleem. Mense wat my ken sal weet. En vir jare het ek gesukkel, ek worstel met hierdie ding. En ek sê weer, soos dat die Here met my besig was in heiligmaking, ek het besef, Here, ek kan dit nie sonder U doen nie. Ek is niks beter as die ou daar buitekant nie. En die Here het my gehelp. Nou nog, ek meen, al sê ek dit nie altyd nie, maar God kom in my kop. Mens, ek is nog nie wat ek gaan wees nie, maar ek is nie meer wat ek was nie. Die Here het my verander.
Ons sit 'n las op mense, jy moet eers goed word, dan kan jy kerk toe kom. Ekskuus. Hoeveel keer het ek in 'n depressie gesit, dat ek kom in 'n kerk en almal praise and worship, dit gaan lekker, almal smile, maar hier binne my sit ek, Here, ek verstaan nie hoekom lyk my lewe soos dit lyk nie. Ek betaal my tiende, ek sing, Here, ek is elke Sondag in die kerk, ek gee Sondagskool, ek sit met hierdie goed, ek is 'n voorbeeld vir my kinders, maar Here, hoekom gaan dit swaar met my? Want ons het hierdie verkeerde evangelie wat vir jou sê, word beter, dan kom jy na Christus toe. Die skrif sê, nee, jy kan nie beter op jou eie word, jy stikker omdat jy God nie ken nie, kom nou, as die Here jou siel red, sal hy jou help om te verander. That's it. Dis die evangelie. Dis ons plig. Stadig maar seker verander die kerk van 'n sendingstasie na 'n vesting. Met al hierdie heininge om ons. Jy moet goed genoeg wees om hier in te kom. Ons maak die toegang tot God onmoontlik deur jou dade. Dis nie die evangelie nie. Dis amper asof ons sê, hou die sonde, die wêreld en die gebrokenis weg. Van die enigste een wat kan help. Wat ons doen. Soos Israel spog ons met God se goedheid in ons midde. Dis nie my goedheid nie, is God se goedheid. In Romeine 3 vers 10 sê daar is niemand goed genoeg nie. Selfs nie een nie. Dis net so goed jy spog oor jy lank is. Jesus, ek is 'n lang ou jong. Eben net se bed. Jy gesien hoe lank is hy ou? Jesus. Okay, nou wat het Eben gedoen om lank te wees? Niks. Ja, so het jy my haarstyl gesien, ek het jy hare nie. Wat het jy gedoen om lang hare te hê? Ja, so ek is 'n blanke Suid-Afrikaner. Ek is beter as wie ook al om my. Okay, nou wat het Nico gedoen om 'n blanke Suid-Afrikaner te wees? Niks, jy's gebore. En net soos wat jy met jou eerste geboorte niks kon doen nie, is jy met jou wedergeboorte niks nie. Ek kan niks, ek het geen mag gehad oor wat my velkleur is nie. Ek het geen mag gehad oor wat my taal is wat ek gaan praat nie. Ek het geen mag gehad oor enige van hierdie goed nie. Jy het geen mag omdat Darren langer as ek is. Wat het hy gedoen om langer te wees as ek? En as hy nog langer as sy broer op. Ek het vir hulle gesê, een kan nie brag oor dit nie. Jy het niks gedoen nie. Dit is lank omdat God bepaal is hier. Jy's 'n blanke Suid-Afrikaner omdat God bepaal het jy's 'n blanke Suid-Afrikaner. That's it. So daar's 'n totale onvermoë om God te behaag uit jou vlees uit. En dis iets wat die ganse mensdom in gemeen het. En dan kom hy en sê, maar nou het die beloofde Messias gekom, vers 30. Hy het beide groepe deur die kruis met God in een liggaam verenig. Hy het die mure van skeiding het hy kom afbreek wat tussen hulle was. Hy skep in homself een nuwe gemeenskap uit hierdie twee. En hy doen dit deur die einde te maak, sê die skrif, aan die sisteem van wette en regulasies. Vers 15. Dieselfde wet wat die heiden van God af weggehou het, is dieselfde wet wat die Jood van God geskei het. Jakobus 2 vers 10, ek gaan vinnig soontoe. Jakobus 2 vers 10. Jakobus 2 vers 10. Hy sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Jy kan nie die wet onderhou nie, is wat hy sê, jy het nie daai vermoë nie. Al die offers, al die tempelseremonies, al die priesterlike wette, het slegs na Jesus gewys. Omdat jy nie in staat is om dit te doen nie, Christus is op pad, die Messias is op pad. Ek meen, dis wat die Jode heeltyd op roem, selfs vandag nog, hulle wag vir die Messias om te kom. Hy was reeds hier, 2000 jaar terug, hy het reeds gekom. En Jesus sê, hy het nie gekom om die wet te vernietig nie, maar om dit te vervul. Matteus 5 vers 17. In volle gehoorsaamheid het Christus Jesus geloop. Dit wat Israel nie kon doen, het hy kom doen. Perfek mens. Perfek mens. Daar waar Israel gefaal het, het hy dit kom volbring. Paulus skryf, Jesus is die hoogtepunt van die wet tot geregtigheid. Romeine 10 vers 4. Hy het voldoen aan die vereistes van God se volmaakte geregtigheid. Dis hoekom hy kom kruis toe gaan. Hy was die wettige offer. Nie ek of jy kon hy prys betaal nie. Deur gewillig aan die kruis te sterf, het hy 'n plaatsvervangende offer vir ons menslike sondes geword. Al daai offers wat
wat Israel moes gedoen het. En as jy gaan lees hoeveel offers moes hulle bring, gaan kyk net, gaan lees net 'n bietjie die Ou Testament. Ek kan net dink, ek het 'n ding oor bloed. As Angelique vleis skoonmaak en goed, ek kan hy reuk van bloed kan ek nie hanteer nie. En dan dink ek vir myself, as ek sien hoe hulle moes offers bring vir hulle sondes, en jy sien hoeveel offers moes hulle bring vir hulle sondes, hoeveel bloed moes gevloei het vir hulle sondes, hoe het dit geryk, ouens? Ek kan net dink, hoeveel bloed was daar, wat 'n gemors was dit? Dis hoe gemors ons lewe is sonder Christus. En Jesus kom en hy sterf eenmaal aan die kruis, sy bloed vir ons, eens vir almal. Hy doen dit om vrede te skep tussen Vader, en dan sê hy in vers 17, lees daar wat daar staan, hy sê om vrede te skep tussen die Vader, en die wat ver is, en die wat naby is. Wat? Die Jode was dan naby, hulle het dan die wet gehad, hy sê nee, deur Jesus Christus kom bring hy vrede tussen God, en die wat ver was, die heiden, en die wat naby was, Israel. Daar was nie vrede tussen julle en God nie. Die Messias moes kom. Julle is niks beter as die een as die ander een nie. Julle het dieselfde probleem gehad. En as net een oplossing en dis Jesus Christus. Geen ander weg nie. Hy was die finale offer wat die ou offerstelsel tot nut sou kom maak. Hy is die vervulling van die belofte in Jeremia 31. En ek wil dit vir julle lees. Vir Jeremia 31. Jeremia 31 vers 31. Hy sê, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dink dit bekend, as ons nagmaal hou, hier is die nuwe verbond, in my bloed. Hierso, hy sê, ek sal 'n nuwe verbond met hulle sluit, nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het en hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hoor wat sê, wanneer Christus kom, hierdie nuwe verbond, is dit nie meer die 10 gebooie op klip geskryf nie, ek skryf daai wet op jou hart. Ek gee vir jou 'n nuwe hart, ek haal die hart van klip uit en ek sit die hart van vlees in en ek skryf my wet op jou hart. Die Heilige Gees gaan jou help, hy gaan jou help om anders te wees. Paulus herdefinieer hierdie hele volk, hierdie 2 groepe, maak hy een, hy herdefinieer hulle identiteit. Hy beskryf hulle deur 3 kragtige metafore. Wil jy dit sien? Hy sê julle is medeburgers. Julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar behoort aan die koninkryk van God, wat alle nasionale grense oorskry. Ek het dit laas gesê, ek het meer in gemeen met 'n wedergebore kind van die Here in Pakistan, as wat ek met 'n eie familielid, een van my eie vlees en bloed, wat nie die Here dien. Dis hard, maar dis die waarheid. Ek het meer in gemeen met daai Pakistani wat Christus aanbid, as 'n familielid, 'n broer of 'n suster wat nie die Here ken nie. Ek het meer in gemeen met hom. En dan sê hy, julle is nie net medeburgers nie, julle is God se huishouding, broers en susters, wat die kerk ons primêre familie maak. Hier is jou primêre familie, hierso. Kyk om jou. As jy vanmôre kan sê, ek is 'n wedergebore kind van die Here, is hierdie jou medebroers en susters wat rondom jou sit. En dit, soos ek jou gesê het, alle biologiese en kulturele bande oortref. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie, in Christus is ons een. En dan is julle 'n heilige tempel. Ons word saam gebou tot 'n woonplek vir God se Gees. Die kerk is nie 'n gebou waarheen ons gaan nie, dit is 'n volk waardeur God leef deur die Heilige Gees. Dis ons plig. Albei hierdie groepe was sondaars gered deur God se genade, sodat niemand kan roem nie. Dis die punt. Deur die kruis het hy die vyandigheid tussen hierdie 2 groepe doodgemaak. Hy het hulle lig en sout gemaak wat die wêreld na Christus toe moet wys. Jesus het nie aan die kruis gesterf om beter heininge te bou nie en toegang tot die Skepper te versper nie. Hy het gesterf om die voorhangsel voor die Allerhoogste oop te skeur. Hy het gekom om die deur na die Vader toe oop te trap.
Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my, die Johannes 14 vers 6. Die kerk behoort dus nie 'n plek te wees waar sondaars weggehou word nie, maar waar verlore mense hoop vind. Ons is in besit van die beste nuus wat die wêreld nie eens weet uit nodig nie. Ons was almal eens buitestanders, ver van God af, sonder hoop in hierdie wêreld. Maar Christus het ons nader gebring om een nuwe mens te maak. Galasiërs 3 vers 24. Galasiërs 3:24. Hoor wat sê hier. Hy sê die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Hy sê maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Jesus Christus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Vers 28, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So waar kom hierdie beloftes wat aan Abraham gemaak is in een, waar kom dit bymekaar in Christus Jesus, in die liggaam van Christus nou, waar Jood en heiden bymekaar gebring is deur geloof in Christus Jesus. Ek en jy is eintlik die indringers in hierdie wêreld. Julle aangedink? Ons dink die wêreld maak indring op my. Hulle maak inbreuk op my lewe en my privaatheid en al die swaar en die honger en die gebrek en ek moet alles toesluit want hulle steel en ek moet so versigtig wees want hulle moor, al die goed, hulle maak indring op my lewe. Maar ek en jy as kind van die Here is eintlik die indringers in hierdie wêreld. Hy sê hulle is in hierdie wêreld, maar nie. Julle is nie van hierdie wêreld nie. Ons is die indringers. Hierdie wêreld is stikken. Hulle kort Christus Jesus en ek en jy is gestuur om daarin te druk, om daarin te dring. Om die evangelie te gaan verkondig. Hy sê, jy moet preek dit tydig en ontydig. Dis nie nou die tyd nie, dis die tyd. Dis tyd nou. Dis tyd wanneer die evangelie van Christus Jesus moet uitgaan, die wêreld moet die evangelie hoor, en weer die evangelie. Ek en jy. Dis nie om die mense buite te hou nie, ek was eenmal 'n sondaar, ek was weg van God af, en hy het my nader gebring. Dis die punt. Ons is in 'n oorlog gewikkel vir verlore siele. Wat met ons God gegewe lig, die pad na die verlosser aanwys. Die vraag is dus, is ons as kerk besig om mure of brûe te bou? Hou ons die wêreld op 'n afstand, of wys ons hulle na die hoop in Christus Jesus? Dis my vraag. Dis my vraag vanmôre. Want die evangelie is nie 'n sekuriteitstelsel om gebroke mense uit te hou nie. Ek sê weer, dis die plek, ek sê dit altyd, dis die plek waar die kind van die Here sy masker kan laat val en sê, wie wat ek sukkel. Struggle. Ek verstaan nie dit, ek verstaan nie dit. Right, kom ons gaan net die woord van die Here. Kom ons kyk wat sê hy daaroor en ons delf hieroor, ons bid hieroor. Jy's welkom. Dis soos hulle eendag vir Matt Chandler gesê het. Ek wil van julle Christene af niks hoor nie want julle is almal hipokrits. Almal van julle is hipokrits. Julle sê een ding en julle doen 'n ander. En wat sê Matt Chandler vir hulle? O nee, ons is heilig. Ons nee. Matt Chandler sê wie wat? Jy's welkom. Jy gaan net sowel by ons inpas, want ons almal is hipokrits. Net soos jy 'n hipokrit is ons 'n hipokrit. Sonder Christus en sonder die Heilige Gees in ons, is ons niks beter as jy nie. Ons is hipokrits. Jy pas in. Jy het net soveel 'n redder nodig as ek. So ons moet gebroke mense nader trek met die evangelie. En hierdie evangelie is die uitnodiging wat verlore skape huis toe. Daar's verlore skape daar buite. Hulle moet huis toe kom. En hoe kom hulle huis toe? Ek en jy. Dis die plek waar hulle by die liefde van Christus Jesus omhels word. Met die woord van God gevoer word. Sê weer, hier voer ons skaapkos. En nie bokkos nie. Bok is welkom, maar jy gaan skaapkos eet hierso.
met die hoop dat hy saad gesaai word en God, die Heilige Gees dit gaan wakker maak, lewend maak in jou en jy wedergeboorte beleef. Dis wat ons hier vanaand preek. Deur die Gees, dis die plek waar ons deur die Gees van God beskerm word. Die ruimte gegee word om na die beeld van Christus gevorm te word. Dis die plek. Ek sê dit altyd, hierdie kerk moet geestelik. Julle sien die kindertjies wat hier rondom. Hoor my hart, dit pla my glad nie. Nie die minste nie. Ek wil meer van dit hê. Want ek sê weer 'n kerk wat nie kinders het nie, wat nie jong mense het nie, maak toe. Nou die punt wat ek wil maak is, geestelik moet ons kerk ook so wees. Pasgebore kinders van die Here, wat nog rondhol en nog tantrumpies gooi en alles en jy met jou, dan jy later jou geestelike tieners en jy het jou geestelike volwassenes. Dit moet so loop, soos daai orgelpypies. Julle sien ons by Paul was 12 kinders. Dis hoe dit in die gees moet lyk in 'n kerk. Ons het die geestelike volwassenes, ons het net kinders van die Here geword. Wat ons irriteer, regtig, dit moet so wees. Dis wat ek hiervoor bid, Here, gee vir ons dit. Dat die ouens is in die gees wat hier rondhol soos kindertjies en nie verstaan nie en opgewonde. Kan jy onthou die dag toe die Here jou siel gered het? Hoe het jy gevoel? Wie kan dit onthou? Ek kon nie wag om my Bybel te lees nie. Ek kan nie wag om te bid nie, ek kan nie wag om kerk toe te gaan nie. Jy was so opgewonde, so excited. En soos ek sê, hierdie ouer Christene wat al reeds lank in die kerk was, jy geïrriteer. Dat hulle vir my gesê het, wie wat, hier is net die begin op hoor. Jy gaan nie vir altyd so lekker happy clappy en jolly wees. Die lewe gaan jou nog druk. Ja, is reg. Dan moet mense wees wat jy dit vertel. Sê dankie waar jy nou is. Die kerk moet so wees, soos ek sê, daai orgelpypies. Geestelik moet ons so wees. R.C. Sproul het gesê, Christene het niks om oor selfvoldaan te wees nie. Ons is nie regverdige mense wat die onregverdiges probeer reghelp nie. Ons is net die een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar sê waar om brood te kry. Dis wat ons is. Dis so, maar jy het verander, Nico, hoekom lyk jy nie meer so nie? Hoekom vloek jy nie meer so nie? Hoekom slaan jy nie meer nie? Hoekom doen jy nie dit nie? Kom ek vertel jou. Sien waar ek so goed is hier. Ek het die verlosser ontmoet. Christus Jesus. Hoekom het ek so gelyk? Genesis 3. Ons gaan terug soontoe. En kyk die beloftes wat gemaak is van die Messias wat kom. En die Messias het gekom. Ons vier dit elke keer. Ons vier dit elke dag. Paulus het onsself herinner aan hierdie evangelie en ons is veronderstel om mekaar aan hierdie evangelie te herinner. En my gebed is weer eens ons. Ek sê weer, dis ons plig om ons kinders te leer. Behalwe daar buitekant. Ons kinders. Hierdie kinders hoort in die kerk. Ek het so in die kerk groot geword. Onder die banke geslaap, bo op die bank geslaap. En as jy oud genoeg was, moet jy stil sit, Boeta. En as jy nie stil sit nie, my ma het so 'n naald hier ingehaat, 'n koppie speld. My broer het daai Bybel, na my ma se dood het hy die Bybel gevat. Daai speld is nou nog aangedruk, hy's al geroes. Maar hy blaai hom so, en hy sê vir my, Nico, kyk hier. Ek sê, yes, nee, ek onthou daai koppie speld. Geleer stil sit. En weer eens, waar leer hulle stil sit? Dis hier. Dis ons. Want jy hoort hier, my kind. Jy's nie 'n indring nie. Jy's nie 'n ou wat my die kinders raas. Nee. Hy hoort hier. Hy hoort onder die geklank van die woord. Hy hoort onder die geklank van die evangelie. Waar anders moet hy dit leer in die wêreld? By die skool? By die universiteit? Nee, hy hoort dit hier. Bring die kinders. Bring die jong mense. Dat hy kinders en jong mense, die dag as hulle klaar matriek geskryf het, is hy gereed om die toekoms buitekant te gaan aanvat. Want weer eens buitekant gaan hy vrae gevra word. Glo jy nog in Jesus Christus? Die een wat aan die kruis gesterf het, dood was en opgestaan het, en die skrif sê hy gaan kom, hy gaan terugkom en die hemel gaan oopskeer en hy gaan kom op 'n wit perd. Regtig, hy vir jou verhaal, glo jy dit? Dis wat vir jou kinders kom. Dit kom vir hulle. En wat word van jou kind se geloof? Wanneer daai vraag kom en ons as kerk het nie hierdie kinders voorberei om daai vrae te beantwoord. Dis ons plig. En ek sê weer, ek vir die Here gelê, want ek sê weer ons in die beplanning om 'n jeugdiens te hou. Ons is besig daarmee. Maar en ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nie dit uit my vlees uit doen nie. Dis net U. U kan dit doen.
En die punt is dit. Ek sê weer, al daai moeilike vrae wat hierdie kinders gaan moet beantwoord daar buitekant, wil ek hê moet ons hier beantwoord. Dis nou waar hy Bybelstudie inkom. Die ouens wat nie Bybelstudie toe kom nie, en ek wil hê jy moet so 'n bietjie skuldig voel vanoggend. Jy groei daar meer as wat jy hier groei met my wat hier van vooraf preek. Want dis waar die vrae gevra kan word. En die Bybelstudie het bietjie styf begin, toe ons begin het hier Desember maand. Maar nou is dit al, ons lag, en ons maak grappe, en ons vra die vrae. Daai harde vrae, en dis waar jy as kind, as kind van die Here moet kom, ons moet daar delf, ons moet delf in die woord, sodat wanneer jou kinders hierdie vrae vra, het ons die antwoorde. Ons het die lig, ons het die hoop. Ons moet ons kinders so groot maak, dat hulle lig daar buite kan gaan wees. Ons plig. Dat die kerk terugkom op daai plek. Want soos ek sê, ek het vir Here gevra, Here, hoekom raak ons kinders minder in die kerk? En ek gaan dit weer sê, ek wil hê dit moet hier by AGS Sannieshof indring. Here, hoekom raak die kinders minder in die kerk? Hoekom raak ons jong mense minder in die kerk? Dit begin by die ouerhuis. Wat is belangrik vir jou as ouer? Ek sê weer, ons het sport gehad gister, ons het rugby gehad, ons is heeldag moeg, ons is heeldag op die pad, en ons kan vanoggend bietjie inlê. Ons gaan nie kerk toe nie. Ons gaan nie by die liggaam van Christus insluit nie. OK? So wat dink jy doen jy nou met jou kind? En hiermee sluit ek af. Wat dink jy doen jy met jou kind? Jy leer hom wat is belangrik. So wat vir jou was so nou en dan, jou kind gaan kom en dan gaan hy sê, glad nie. En dan die klein kind wat kom, ken glad nie vir God nie. Ons moet dit nie mis nie. Dis ons plig as kinders van die Here om lig te wees, om ons kinders lig te leer en te bid, Here, red my kind se siel wanneer hy oud genoeg is. En dan kyk ek na hoërskool en ons kyk na ons laerskool en ek bid, Here, red siele, maak oop, bring daai kinders vir ons in, Here. Want wanneer ons nie meer daar is nie, wie gaan oorvat? Wie vat oor? Dis ons plig. Ek sê weer, God is nie benoud nie. Ek lê by hom benoud, Here, help. Hy is nie benoud nie, absoluut nie. En hy het my hier gesit, met 'n doel, om daai in ons wakker te maak. En te sê, Here, hier is ons. Daar's 'n hoop wat die wêreld nodig het, dit begin by my. En ek sê weer, wat is dit makliker? Is sendelinge onder ons hierso. Wat weet wat dit is om one-on-one met mense te praat wat God nie ken nie. En is moeilik. Ek is nie 'n sendeling nie. Ek het 'n hart van dit. Ek bid, Here, ons het dit nodig. Maar hier is die punt. Hier is die punt en hiermee sluit ek af. Dis makliker om jou kind by die huis die evangelie te leer. Kom sit hier op my bed. Kom ons lees gou so 'n paar versies. Kry 'n kinderbybel, 'n ordentlike een. Dis makliker om daar te begin met die evangelie as om iemand wat al reeds in die wêreld is die evangelie daar te kom. Dis hard, dis nie maklik nie. Maar hier is jou kind nog, hy's nog patty. Nog patty in jou hande. En ek sê weer, ek kyk terug na my ma. My ma is die een wat ons van Jesus geleer het. Sy het my geleer bid. Liewe Jesus, ek is klein, swak, onkundig en onrein. Hou julle daai gebedjie? Dis my ma. Jesus. Dis ons plig. Dit begin by ons kinders, ons tieners, en dan as hulle uitgaan in die wêreld, dat hulle lig daar buite sal wees. Want ek sê weer, ons jong mense loop op plekke waar ek nie kan kom nie. Kom ons berei hulle voor. Kom ons bid vir hulle. En dan bid ons vir onsself, ons verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid. Ons is niks beter as die wêreld daar buite kan nie. Al wat ons beter maak is die feit dat ons die goeie nuus verstaan. Ons is wedergebore en ons weet waar om brood te kry. Kom ek gaan wys jou. Kom ek vertel jou van Jesus. Dis ons plig.